Maar daar in die huis het ek elke oggend 5:00 het my pa en ma opgestaan en gebid, want ek hulle hoor bid. Toe ek hier 9 was, toe vra ek vir hulle, kan hulle my kom wakker maak? So het ek saam met hulle geleer. Ek het altyd gesorg dat ek eers bid, want dan kan ek nog so 'n bietjie verder geslaap het, so op my knieë, terwyl my pa en ma verder gebid het. Maar dit is die voorbeeld wat ons as ouers, Deuteronomium 6, die kinders moet dit kan sien, dat pa en ma se lewenswyse hierdie toegewydheid aan die Here is. En ek dink, na aanleiding van dit, kon ek in my lewe nie anders nie, omdat die Here Jesus my lewe so kom omkeer het, kon ek nie anders 'n lewe lei waar hy die middelpunt van my lewe is nie. Ek kon nooit wegkom daarvan nie, al wou ek. Al het ek tot dat ek onderwyser was, weggehardloop vir 'n roeping wat ek gehad het. Dan iewers keer die Here 'n ou aan uit sy liefde. Ek dink in 2014 is ek saam met 'n toergroep Israel toe. Nou het ek mos baie navorsing gedoen en ek dink nou ek weet baie. Nou kom ons by die plek wat hulle Golgotha noem. En my navorsing sê dit die waarskynlikheid dat dit daar is nie baie goed nie. Nou gaan ek met daai gesindheid. Julle weet mos hoe is die gesindheid? As jy so lê in 'n muskiet kom jy in die donker so na jou toe aan, dan kan jy sommer hoor sy gesindheid is nie reg nie. Dit is hoe my gesindheid was. Die ou, jy kon op 'n myl aanvoel. Ek is nou maar hier, ek kan hoor wat sê hierdie gids. En ek stap toe daarin, dis 'n wonderlike plek. Toe ek ruk in ek het vir so 3 maande daar in Israel gebly en 24/7 huis van gebed het ek gedien. Maar in elk geval, ek stap toe daarin. Nou wil ek hoor wat hierdie gids sê vandag. Hy begin deur te sê, hierdie is waarskynlik nie die plek nie. Dit is good for you. Vorder. Maar weet julle, hy beskryf toe en ons stap toe, weet nie wie van julle was al in die tuin graaf nie. Ek het so baie daarvan sit, net om stil te word. Partykeer was dit nie so stil nie, dan is daar van Suid-Amerika groepe en hulle is loud. Want ek maar net hulle gesit en kyk, videoetjies van hulle gemaak en so. Maar ons stap toe en ons sit toe daar by die plek wat hulle nou sê Golgotha is. En hy vra toe die vraag, sou die kruis daarbo gewees het of sou hy hier gewees het waar die mense geloop het? Toe dog ek, dis interessant, hiervan weet ek nou. Die volgende oomblik sê hy, dit sou gewees het, dink hy, hier waar die mense geloop het. Want deel van die afskrikmiddel was, dat jy in die oë van die persoon wat sterf, sou kon kyk. Op daai oomblik, dis dit asof ek in die oë van die Here Jesus kyk. Hy breek deur al my negativiteit, deur alles wat ek dink ek weet. En hy ontmoet my daar op 'n plek waar ek nie gedink het. En ons het baie keer 'n lied gesing, ek en my susters en geklomp, het so 'n sanggroep gehad. Het ons 'n lied gesing, Standing somewhere in the shadows, you will find Jesus. Hy was daar, maar ek het dit nie geweet nie. Hy's daar in ons lewens, maar ons weet dit baie keer. Maar weet jy, soos ek gisterand gesê het, die gees van Jesus is 'n gentleman. Hy gaan jou nie dwing nie, hy gaan jou nie manipuleer nie, hy gaan daar wees. Hy gaan by jou pleit. Ek glo, hy pleit by 'n mens van konsepsie af, dat jy die Here Jesus as jou persoonlike saligmaker sal aanneem. Ons hoor dit nie, tot daai dag, dat jy in die oë kyk, van die man van Nazareth. Dat jy in die oë kyk, van hom wat die hemelse heerlikheid moes verlaat het, en op die aarde kom bly soos 'n plakker op die plek wat hy geskaap het, die woord het geskaap. Hy kom bly soos 'n plakker hier. Ons dink die aarde behoort aan ons, en ons kruisig hom aan 'n stuk hout wat hy geskaap het. En daar een kan staan hy in Jerusalem, deur al my geestelike hoogmoed, deur al my kennis, deur al my navorsing,
vee hy alles net so van die tafel af. En hy sê, kyk, hier's ek. Ek is by jou. Dis ek wat die doelwit van jou lewe moet wees. En dit is waaroor ek vanaand wil gesels, fokus op die koninkryk van God. Nou hierdie is 'n baie groot onderwerp, wat ek, dis wat ek gedink het, Sakie, die kerkkonferensie, ons kan hier op die kerkkonferensie. Dis ek sit in drome aan my studeerkamer. Die lewe, nou moet ek net hierdie bril afhaal. Die lewe binne en vir die koninkryk van God het ek daar geskryf, en die herstel van die koninkryk van God. Nou Johan Klaasen, wat beteken hierdie alles? Die herstel van die koninkryk van God. Die koninkryk van God voor Genesis 3 was 'n volmaakte plek. Maar in Genesis 3 vind die sondeval plaas. En dis of die mens die baadjie van autoriteit wat God vir hom gegee het uittrek en die staatsgreep wat Satan daar kom toepas het. Maar hulle pleeg hoogverraad. Hulle gee eintlik hulle autoriteit oor aan Satan in Genesis 3. En God kom sê in Genesis 3 vers 15 in die moederbelofte, dis standaard 2, die tweede kwartaal se werk wat jy daai teksie moes opgesê het. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen haar saad en jou saad. Ek sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hak skiep. Daar sê God, hierdie saad gaan ek nie los nie. En die uiteindelike oplossing van hierdie saak was Jesus Christus aan die kruis. Dit is nou, om 'n baie diep storie, baie kort en oppervlakkig te stel. Maar van daar af moet die koninkryk wat skade gekry het, as gevolg van die sonde van die mense wat in die paradys gebeur het, en hoe ons vandag lewe, moet die koninkryk herstel word. En die koninkryk word herstel, soos wat my lewe in Christus herstel word. Ek hoop julle verstaan ietsie wat ek probeer sê. Maar, nou moet ons weet, daar is 'n hemelse koninkryk, wat God gesê het, in die begin, staan daar, begin dit, God het die hemel en die aarde geskape. Die totale heelal. Môre gaan ek vir julle 'n ander prentjie wys, en vir julle vertel wat my ma vir my gesê het, hoe klein is ek. Ek kry nou nog berading daarvoor. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die volgende een is, die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Met ander woorde wat ek wil sê is, as mens grense aan God se koninkryk kan stel, dan is daai nou dit. Hierdie groot heelal, oral waar God is sy koninkryk, in hierdie skrifgedeeltes wat ek nou net gegee het. Maar binne dit, kom hy en hy roep mense op aarde. En hy sê vir die mens, julle is my verteenwoordigers. Maar julle moet in Psalm 8 met eer en heerlikheid heers. Die Hebreëse woord is kavod, glorie. Die glorie van God moet uit julle straal en so moet julle op aarde heers. Nou kan julle verstaan, ons word nie so gebore nie. Daar's 'n plek waar die Here Jesus moet ontmoet. En dan begin daar 'n groeiproses, 'n herstelproses, waar ek deel word en ingroei en weet dat ek beelddraer van God is. Weet julle wat beteken hierdie verteenwoordiger? Dit staan in die 83 vertaling, maar nie eintlik in die Hebreëus nie. In die Hebreëus staan daar net dat die mens as die beeld, the image of God, geskape is tot by die sondeval. Van daar af moet dit weer herstel word. Ons moet hierdie Here leer ken. Maar wat dit eintlik beteken is, dat toe Adam en Eva daar in die paradys was, sit Adam daar agter 'n bos sonder 'n boom en hy ontspan en hy gee die diere name en die vrugte name en hy's net te wonderlik kreatief hier in die paradys. En Eva kom om die bos en sy sien hom en dan sê,
O Adam, dis net jy, vir 'n oomblik het ek gedink dis God. So moes die heerlikheid van God uit die mens straal, dat wanneer iemand in ons vaskyk, dat ons so sal groei, dat daar iets sal wees van die heerlikheid van God, wat uit ons straal. Die kavood, die glorie van die Here. Dit as sulk sal klaar vir my 'n groot ding. Ek loop vandag daar in die huis, want ek het vir die kantoor gesê, ek kom nie in kantoor toe hierdie week nie, ek wil by die Here sit, ek wil by hom hoor, wat is op sy hart vir hierdie plek. En ek sê vir die Here, hoe is dit moontlik dat ons as mense hierdie beelddraers kan wees? En hoe is dit moontlik dat daar so min krag is, daar so min van hierdie beeld van God deur ons straal? Hoekom is dit so? Wat kan aan hierdie hele saak gedoen word? Ek het nie regtig 'n antwoord daarop nie. Behalwe om vir die Here te sê, Here, net meer van U, minder van my, meer van U in my lewe. Maar ek en jy is geroep om op hierdie aarde te heers. Ons is vreemdelinge hier, ons is bywoners, ons is diplomate van daai geel van die koninkryk van God. Met ander woorde, as iets hier op aarde plaasvind, moet ek nie so baie daaroor praat met mense nie. As dinge in Suid-Afrika verkeerd gaan, moet ek nie so baie, party noem dit skinder, in die kerk noem ons dit gebedsversoeke uitreik. Ry ons nou gebedsversoeke uit oor ons regering en al die tipe goed. Ons moet minder gebedsversoeke uitruil, en meer as verteenwoordiger met die hemelse koninkryk gaan praat en sê, Here, volgens wat ek hier waarneem, word dinge verkeerd hier op aarde. Wil U nie kom ingryp nie, want is net God wat ons land gaan verander. Nie ek en jy nie ons praat nie, want ons pratery spreek dood as dit negatief is. Ons is geroep om lewe te spreek en lewe te bring, 'n nuwe lewe en herstel waar ek kom. My woorde, ek het vanaand daar gebid, Here, die regte woord op die regte tyd, binne die regte omstandighede, vir die regte mense, sodat wat kan gebeur? Herskepping kan plaasvind, want toe God die regte woord op die regte tyd, binne die omstandighede gespreek het, het hy geskep uit niks. Ek en jy kan net niks skep nie. Maar met ons geloofswoorde, wat ons ook tot God spreek, aan sy arm in beweging kom, hier op aarde. Nou hierdie hele storie wat ek nie oor alles vanaand gaan praat nie, die herstel van die koninkryk, die eerste punt is, die uiteindelike doelwitte van die lewe. Die tweede een is, wat is die bron waaruit ons lewe? En die derde is, wat is my identiteit in hierdie proses, dat die koninkryk van God herstel moet word? Die vierde een is, wat is my roeping? Hoekom is ek hier op aarde? En dan, wat is die Bybelse visie? As ek hier op aarde leef, wat is die visie? Wat is my prioriteite volgens die skrif? En dan, hierdie is vir my altyd lekker om oor te praat, die waardes of die gesindheid, die aroma. Weet jy, as jy daar in die tabernakel, ek was nie in die tabernakel nie, maar ek lees dit was so. As jy in die tabernakel ingegaan het, dan het daar voor die voorhangsel 'n reukofferaltaar gestaan. En Aaron het 'n spesifieke mengsel daar gemaak en aan die brand gesteek. Jy het 'n spesifieke aroma geruik wat nooit daarna mag herhaal word nie. Maar jy het hier aan jou regterhand toonbrode wat vars gebly het van Shabbat tot Shabbat toe. Jy het dit vars gebrei. Die woord, die brood van die lewe bly vars. Daar was 'n spesifieke aroma. My gesindheid, hierdie aroma wat ek uitstraal, daar is 'n spesifieke manier van lewe en van doen en van praat. En dit moet ons mekaar mee help. Julle sal sien, hierdie alles
as ons dit kan begin deurtrap en vir mekaar mee help, dit is disippelskap. 'n Bybelse lewenswyse en ja, dit is alles. En ek gaan nie oor alles vanaand praat nie. Jeppie, want anders gaan ons nie môreoggend hier uitkom. Ek gaan vanaand net oor die eerste een praat en môre aand dink ek oor die laaste een. Gaan ek praat. Die tussenin moet julle bid dat die Here dit vir julle sal openbaar. Die uiteindelike doel van die lewe. Nou dink julle gaan ek hier as 'n life coach optree, dit gaan nie so wees nie. Wat is die uiteindelike doel van jou lewe? Julle was baie by spanbou en hierdie tipe goed. Wat is die doel? Jou doelwit. Wat is jou hoofdoelwit in jou lewe? Moenie vir my sê nie, ek wil nie weet nie. Het julle dit? Het almal 'n doelwit? Hou hom vas. Wie of wat bepaal die standaarde in jou lewe? Die standaard waarvolgens jy lewe. Wie bepaal dit? Daai ou is 'n groter Christen as ek. Gaan hom navolg. Is dit so iets? Wie of wat bepaal die standaarde wat jy na toe mik in die lewe? So jy het hierdie twee vragies. Wat is die uiteindelike doelwit van jou lewe? Ek wil op 55 aftree. Ek het hierdie jaar 55 wil ek sê vir my vrou, besef jy as ek 'n miljonair was, ek nou afgetree. Dank Vader dat jy my geplaai het. Wat is die uiteindelike doelwit van jou lewe? En wie of wat bepaal die standaarde in jou lewe? Nou is julle so angstig om te weet wat aangaan. Die uiteindelike doelwit van my lewe, dis hoe ek dit verstaan, is Jesus Christus. Om God te ken in Jesus Christus. Die uiteindelike doel is om God te leer ken vir wie hy is, maar in Jesus Christus. Daai skrifgedeeltes in Job, sê Job, as ek God net kon begryp het, as ek God net kon verstaan het, en dan Job 26 vers 14, dan beskryf hy die grootheid van God en wat hy geskaap het, dan sê hy vir die persone, en dit wat ek nou gesê het, is nie die reintjie van wat ons van God weet. Hoe sal ons ooit God kan verstaan, of kan weet wie hy is? En dit is hoekom God gekom het, en hy het vir Jesus Christus daar gestel, sodat ons, as jy die evangelies gaan lees, jy gaan agterkom, ek gaan 'n klomp goed sê, maar ek gaan nie vir jou die inhoud gee van hoe jy by hierdie doelwit moet uitkom altyd nie. Nou goed, hierdie tweede punt, moes ek ontdek het by die sterfbed van my broer. Ek het daar gesit, André is 6 jaar jonger as ek, 2 jaar terug gesterf van kolonkanker. En ek het langs die bed gesit, dalk het ek dit al vir julle vertel, en ek het vir die Here gesê, Here, U sê alles werk ten goeie mee vir die wat U lief het. Is dit wat ek nou hier sien, is dit? En ek het sy arm vasgehou in sy hand, en as julle my nou goed ken, ek is nie die vashouerige tipe nie. Hanlie moes baie keer in ons huwelik voor my kom staan, en dan sê sy vir my, Johan, hou my net vas. En as ek haar vashou, dan sê, moet net nie dat dit soos werk klink nie. Maar ek het mooi geleer, en ek het gegroei, soos wat die Here maar liefde in sy hart sit, en hierdie spysbubbel om jou afbreek, maar nou hou ek André vas. Sy hand wat hy het gesê is bang. Ek weet nie waarvoor hy bang was nie. Miskien die pyn, ek weet nie. En asof die Here vir my sê, gaan terug na daai skrif toe. Gaan lees dit weer. Gaan lees weer wat staan daar. Want jy sien Johan, jou probleem is, jy haal een teksie uit, en dan maak jy alles van daai een teksie. Gaan lees voor en na dit. Voor dit staan
dat ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge van die Vader, by die Vader. Want dis nie die Gees wat die bedoelinge van Vader ken, om dit uit te spreek. En dan sê hy, alles werk ten goeie mee, vir die wat die Here lief het, die wat tot sy voorneme geroep is. En dan sê vers 29, en dit kom daarop neer, alles werk ten goeie mee, sodat ons Jesus gelykvormig kan word. Julle, dit is nie 'n gewilde boodskap hierdie nie. Dat die Here, ek dit toe verstaan, dat die Here eintlik besig met 'n pad met my, hoekom hy verander, hy vat, weet ek nie. Maar in my lewe moet ek die goed hieruit kry, deur te weet, dit wat ek beleef, wil God hê dat ek Jesus gelykvormig moet word. Dis daai Romeine 8:29. En net daar besef ek, dat nie daar nie, toe ek nog net dit geweet, later in my lewe, een nag word ek wakker, daar's iets met 3 uur in die nag, en ek en die Here. Want as hy my dan wakker maak, dan moet ek weet, nou moet jy wakker wees en luister. En asof die Here net daar vir my sê, hierdie gelykvormigheid, die uiteindelike doel van jou lewe, is Jesus. Is Jesus gelykvormig te wees, is om in die beeld van Christus gelykvormig te wees. En as ons nou deur al hierdie skrif kon gaan, sou julle verstaan het wat ek sê, want al hierdie skrifgedeeltes gaan daaroor, dat my hele lewe, my hoofdoelwit, my uiteindelike doel, is Jesus Christus, en om soos Jesus te wees, by sy wederkoms. Daai Efesiërs 4, sy het die verskillende ampte in die kerk gegee, vir die opbou van die kerk, sodat ons mekaar kan help, om te groei, om so geestelik volwasse te wees, soos Christus by sy wederkoms. Sy my en jou kom haal. Dis as ons voor hom staan, dat ons aan hom gelykvormig gaan wees. Julle, ek weet nie of jy dit diep al nou begin dink wat ek nou hier sê nie. Want hy, ek sien dit heeltyd so voor my, hy is die alfa en die omega. Wanneer mens met life coaching besig is, of met spiritual coaching, of wat jy het ook al wil noem, dan help jy die persoon om A in die lewe te kry, punt A, sy beginpunt. En jy gaan deur 'n proses en jy kry dat hy punt B kry, die einddoel. Jesus kom sê, ek is die alfa en ek is die omega, ek is die begin van jou lewe en ek is die einde van jou lewe. Ek is alles in jou lewe, as jy dit net wil herken. Want as jy dit nie herken en as jy daar volgens leef nie, is jy besig om in die pad, in die bome vas te ry, groot ongelukke te maak in die lewe. Vandag staan ek en ek nou julle dink ek is oulik, ek het skottelgoed gewas. En ek staan daar en ek het 'n boek van Joyce Dawson gelees. Forever ruined for the ordinary. En in die boek skryf sy, om jou gedagtes gevange te neem, moet jy die Satan of bose magte, kyk, Satan is nie alomteenwoordig nie, jy kan net een, maar hy daai gevalle engele wat oral kan wees, dan sê sy, jy moet hulle aanspreek, Satan of jou bose magte wat hier teenwoordig is, ek bind julle in die naam van Jesus Christus, ek verklaar julle stom, dat julle geen inspraak op my gedagtewêreld nou kan hê nie. Ek stuur julle terug, na waar Jesus Christus julle sou gestuur het. En nou, Heilige Gees, ek stel my oop net vir U. En ek staan daar in skottelgoed was en wow, kom hierdie by my op. Hierdie persoon wou 'n land koop. En toe ontdek hy daar's 'n skat, of in hierdie land, uit die land bewerk, hy het dit eintlik gehuur. En toe ontdek hy hierdie skat. En hy gooi dit toe. En hy gaan, en hy maak alles wat hy het bymekaar,
en hy koop daai grond om die skat te kry. Ons, wat hierdie skat in ons het, is kleipotte wat maklik breek. Maar die krag wat alles oortref, kom van God. Ons, wat hierdie skat in ons het. As ek besef wie hierdie skat is, en dit het my vandag bemoedig oor wat ek aangevang het in die lewe, om my werk te bedank, om my roeping, wat ek geglo het na te jaag, in baie dae gedink het, jou dom mens, jy kon 'n mediese dokter nou gewees het, jy kon dit gewees het, jy kon dat gewees het, maar nou het jy geglo, daar is 'n Jesus wat jy moet navolg, en toe ek vandag daar staan, toe sê ek net, dankie Here, dat jy net vandag my tegemoet kom, omdat ek so twyfel, en hy sê vir my, ek is jou skat, jy het alles gelos, omdat jy my wou najaag. Julle, dit was my so lekker, net om, dankie Here, dat jy hier waar ek skorrelgoed was, hier by my kom staan, en my net sê, dit is okay, Johan, die besluite wat jy geneem het jou nie, ek het, mens dink mos, jy kan vir jouself sorg, en jy kon baie meer geld gehad het, en, maar die Here net vandag kom sê, dit is okay, jy het die skat raak gesien, en jy het alles gelos, en dis in my en jou lewe, as ek hierdie skat raak sien, dan gaan ek, as ons dink waar ek sondagoggend begin het, sondag aand se preek, gisteraand se preek, en sal jy dit begin toepas, omdat hierdie 'n skat is. Dis alles, dit gaan vir jou alles wees in die lewe. En dan, al my ander doelwitte wat ek stel, word vanuit hierdie doelwit gestel. Alles wat ek in die lewe verder doen, môre aand gaan ek vir julle so sirkelwys, as ek môre aand gaan sê wat ek nou dink ek môre gaan sê, dan verander die Here dit, dan sê ek iets anders, maar wil ek vir julle net wys en help, om te sê hoe jy moet gaan en dit op elke faset van jou lewe toepas. Met ander woorde, vandag toe ek weet daar, ek stap op en af in die huis en bid, ek sê vir die Here, wat vanaand Here, en ek besef net, alles draai om Christus. En as alles om Christus begin draai, dan begin dit alles in my lewe, alle fasette, begin in lyn kom met wat die Here Jesus wil, en wat hom verheerlik. Met ander woorde, wat is goed vir die koninkryk van God in my besluite? Nou wil ek vir julle voorbeelde noem van persone uit die Bybel wat hierdie doelwit raak gesien het. Julle sal onthou dat daar 'n man blind gebore is, Johannes 9 vers 1 tot 41. Toe vra die disippels en mense nou, maar wat het hy nou so gesondig om blind gebore te word? En toe sê die Here uiteindelik, maar hy is sodat God verheerlik gaan word. Maar julle, dis nou weer 3 uur in die oggend wat ek een oggend hierdie na my toe gekom het. Ek word wakker en dis net hierdie aha. Toe ek daar in Israel gebly het, baie keer gegaan na Siloam. Weet julle, ek lees dat die woord Siloam beteken eintlik om te sien, maar om jou doel te sien. Maar ek wil net vir julle, kan julle daar sien. Wat ek vir julle wil verduidelik is, want ek weet nie my pointer nie, maar hier is wat ons die Gideon fontein noem. Hier was 'n hek, en dan het Hiskia tonnel gebou, maar hy loop eintlik so reguit, tot by Siloam. By Gideonspruit is, ek het hier ook vir julle geskryf, is Salomo gesalf. Die konings is daar gesalf. Maar daai water loop tot vandag toe. Ons het daar met manne gegaan, en vir al die sakemanne wat ons gevoel het, moet as konings heers, het ons daar weer vir hulle gaan bid, en hulle gesalf. Maar in elk geval, die water vloei af, tot hier by Siloam.
En die Here Jesus sê vir hierdie man, dis hoe die Gions, dis nie baie duidelik, maar die fontein, dis moes jy klim so af daarin, want Jerusalem is 6 keer verwoes, so dit is uitgrawings tot onder. En daar is so Siloam, hierdie is die trappies, hier is 'n bietjie water wat julle nou nie kan sien nie. Hulle kan nie verder uitgrawe nie, want hierdie stuk grond behoort aan 'n Arabier en hy weier om, nee. Een van die ortodokse kerk en hulle weier om dit vir die Israeliete te gee dat hulle Siloam bad kan opgrawe. Maar in elk geval, Jesus kom by hierdie man. Die man is blind. En hy sê vir hom, hy maak klei aan en hy smeer dit aan sy oë. En hy sê vir hom, gaan na Siloam, die plek waar ek my doel sien. Hy gaan was jou oë. Hy gaan was sy oë. Dit is vir my soveel simbolies. Die Jode vernoem nie iets na hoe dit lyk nie. Dis hoekom ek sê, daai Golgotha kan nie Golgotha wees nie. Maar oor wat daar gebeur het. Nou was hy sy oë. Nou gaan sy oë oop. En op 'n kol kom hy en hy staan voor Jesus. Maar nou moet julle weet, om te kan sien as jy blind gebore is, moet jou hele brein moes verander word. Daar moes iets enorme wonderwerk plaasgevind het in sy brein. Maar nou staan hy en Jesus vra vir hom, weet jy, wie's ek? En daai 3 uur in die oggend, toe ek wakker word, toe hy sy oë so oopmaak en hy kyk so vir Jesus, toe sien hy, he saw his ultimate goal in life. Toe sien hy sy absolute doel in die lewe. Hy kyk in die Messias vas, wat ander nie eens geweet het, dat Jesus Christus die Messias is. Hierdie blinde man word gestuur na die plek waar ek my doel sal sien, om sy oë te was, om uiteindelik voor sy doel te staan. Sy hele lewe word ingerig volgens die Here Jesus. Ons lees verder van Simeon en Anna in Lukas 2. Ek wil dit tog vir julle lees. Ons gaan so maklik oor hierdie goed. In Lukas 2, onthou julle, was daar 'n ou man, en hy het net een doel gehad in die lewe, en dit is om die Messias van aangesig tot aangesig te sien. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser. In Hebreëus sou dit nou gestaan het Messias, Mashiach van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oë die verlossing gesien het. Wat hy gereed gemaak het voor die oë van alle volke, 'n lig tot verligting van die nasies, en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Wat doen Simeon? Typies wat die Jode doen. Simeon het hulle geseën. En vir Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dis al waarvoor hy gelewe het.
Dis al waarvoor hy geleef het, om die Messias te sien. En daar neem hy hom in sy hande, die Heilige Gees openbaar vir hom. Hier is hy. Toe sê hy, nou het ek dit gesien. En nou kan ek sterf. Stupid woord. Wat is daar nou aan die lewe? Ek het Sondag dit vir ons gelees. Wat onsin vir die wêreld is, het God wysheid gemaak. Dis sulke simpel goede. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en haar man is dood. En na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggegaan nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. 84 jaar oud. Gaan haar oë oop en sy sien die Messias. 2 mense. Dit was hulle doel in die lewe. Om die Here te sien, om volgens sy wil te lewe. Hebreërs 12 vers 1 en 2. En dit is wat my pa eendag voor my gestaan het. En hy het my gevra, Johan, wat staan in Hebreërs 12 vers 1 en 2? En typies, ek was is daar 2, baie gedink ek is slim. Toe sê ek vir hom, daarom dan, terwyl ons die groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Papa, hy is die leidsman en volëinder van my geloof. Kyk hy met so glimlag, hy sê, wat beteken dit? En hoe gaan jy dit in jou lewe toepas? En ek het vir julle, ek dink Sondag gesê, it haunted me, soos 'n spook deur my hele lewe. Ek het kommentare gelewer, ek kon preke hieroor preek, maar my pa se vraag kon ek nie antwoord nie. Tot 'n paar maande terug. Toe weet ek, hy is die begin, hy is die einde, hy is die A, hy is die B, hy is die Alpha, hy is die Omega, hy is die uiteindelike doel van my lewe, hy is my lewe. So eenvoudig soos dit. En alles rondom dit word aangepas om hom te akkommodeer. Nie om hom te akkommodeer, om by hom te wees en om sy wil na te streef en om meer soos Jesus te word. Ek pas nie my dagboek by hom aan nie. Ja, hy moet nie sy dagboek weg, Johan, 1, 2, 3 blok myself. My dagboek. Hy moet nie aanpas by my dagboek nie. My dagboek moet by hom aanpas. Hy is die prioriteit. Daarom moet ek ook in my dagboek inskryf. En dan as mense vir my wil bespreek, dan sê ek, jammer, ek het klare afspraak. Want ek het sit dae of naweke uit, wat ek by die Here moet wees. Dis in my dagboek, ek het 'n afspraak, dis ons legitiem. Want ek sê, jy gaan ons niks doen. Jy kan ons by ons kom preek, as ek nie kan. 'n afspraak. Die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir ons die vreugde wat hom voorgehou het, is daar in die hemel, in die heerlikheid van God. Kom na die aarde toe. Skande, om in die kruis te sterf as 'n skande. Maar meer as dit, Efesiërs 2 vers 6. Ek en jy sit in hemelse plekke saam met hom.
En nou het ek gesê, ek sê Jesus is die uiteindelike doelwit. Maar elkeen van ons moet die roete soek en vind. Daarom sê Filippense 2 vers 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk, as jy dit maar net wil hoor, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Ek gaan sommer net die Amplified ook vir julle lees. Therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now, not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. Dis nou Paulus wat sê, hy is nie by hulle nie. Work out, beteken cultivate, carry out to the goal, and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Dan gee hy ander betekenisse ook, skies tog hy trembling, self-distrust, with serious caution. Dit gaan ons nie nou doen nie, hoor. Tenderness of conscience, watchfulness, against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God, and discredit the name of Christ. Not in your own strength, but it is God who is all the while effectually at work in you, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Moenie die gees van God teëstaan nie. Die ou vertaling sê, moenie die gees van God blus nie. Moenie die gees van God teleurstel, bedroef nie. Wanneer God praat, kan ek daarteen skok. Maar dis tot jou nadeel. Ek sluit hiermee af. Israel kon die beloofde land ingaan, toe Joshua vir hulle sê, op grond van die woord, neem ons die beloofde land in. Stuur hulle die 10 verspieders, net om te kyk wat die roete is wat hulle moet volg. 12 verspieders, toe kom 10 terug, negatief. 2, Joshua en Caleb sê, gaan daarvoor. So kan ek en jy deur die woord gaan, ons kan die woord hoor, maar ons kom met 'n negatiewe verslag terugkom. Sê, moenie Jehoshua, God verlos, volg die beloofde land in nie. Dit is 'n teken in die Ou Testament, 'n verhaal, net om vir ons voor te berei, dat dit in die Nuwe Testament ook gaan gebeur, want daar is 'n Jesus wat ons in die beloofde land wil inlei, wat ons doel in die lewe wil wees. En daarom, as jy die stem van die Here hoor, as jy Here Jesus ken, dan roep hy jou nader, dieper na hom toe. Maar jy en hy, en die Heilige Gees, moet hierdie roete vind, wat jy moet volg, en dit gehoorsaam wees. Here Jesus, wat is op die hart, het ek vanmôre gevra toe ek wakker word, wat is op die hart vir Bronkhorstspruit, vir Suid-Afrika? Here, ek kan my maar net indink, as hierdie hele land daar op die horison 'n kruis gesien het, maar daar op die horison 'n Jesus wat aan die regterhand van Vader sit, wat ons uiteindelike, you are our ultimate goal, Lord. Hier is ons uiteindelike doel, ons totale doelwit in die lewe. As elkeen in hierdie land dit maar net kon besef en besluit, hoe anders sou dit nie gewees het nie. Here, as ek dink aan die boodskappe voor vanaand, hoe anders kan hierdie land en die wêreld nie gewees het,
As ons maar net volgens die woord, die basiese dinge van die woord begin leef nie. Die eenvoudige evangelie, as ons dit eenvoudig kan noem. Here, ek wil vanaand kom bid, dat U nie een van ons met rus sal laat, vir ons die saak met U uitgemaak het nie. Voor ons weet dat ons weet, dat ons lewe gee vir U die Verlosser. Here Jesus, open ons geestesoë, sodat ons U, ons uiteindelike doel kan sien. Maar Here, as ons U ontmoet het, help ons om nie daar te bly nie. Geestelike babas, soos wat ons Sondag gesien het nie. Help ons om nie daar te bly nie. Here, ek bid dat U nou deur die Gees sal inkom en voor elkeen in hierdie kerkgebou sal kom staan. Sal openbaar waar op die oomblik is in 'n lewe met U. En Here, ek bid net dat U Gees hulle bereid sal maak om daardie tree in geloof te neem, om te sê, my alles offer ek. Hier is my lewe, Here. As vanmiddag wie gesê het, met min of meer 'n bietjie huiwering, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Here, U is die pottebakker. En ek gaan nie beklei teen U as die pottebakker. Vorm my, maak my net soos U wil. Dat Here, my oog is op U gefestig, die leidsman en volëinder van ons geloof. Of jy vra net daar waar jy in jou bank sit, as die Here vanaand met jou gepraat het, wil jy nie nou net in jou eie, net met hom praat in stil gebed nie. Net om antwoord, as jy iewers iets in hierdie preek gehoor het wat die Here vir jou gevra het om te doen. Sê nou vir die Here wat op jou hart is. Terwyl ons met ons oor toe sit, wil tog vra of iemand is wat vanaand vir die eerste keer 'n oorgawe wil maak, of wil ek met saam met jou die van vooraf bid. Kan jy net jou hand vinnig opsteek en net laat sak, dat ek weet hoe ek moet bid. Iemand wat voel dat daar's 'n hindernis, dat jy nie dieper wandel met die Here kan hê nie. Dat ek saam met jou gebed moet doen. Is daar so iemand? Here, ek wil nou kom bid dat U net elke hindernis uit die pad sal ry. Stuur U lig en die waarheid. Laat U ons bring, Here, by U self uit. En dat ons in daardie passie sal hê om net nouer met U te wandel. U stem duideliker te hoor. Getrou te wandel, net volgens dit wat ons hoor en lees in die skrif. Here, daarom bid ek vir elkeen se beskerming, wat vanaand opnuut met U gepraat het, wat nou net sê, Here, die begeerte van my hart is 'n dieper wandel met U. 'n duideliker visie van my uiteindelike doel in die lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die getrouheid. Dankie vir die liefde. Ons eer U daarvoor, in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser, die doelwit van ons lewe. Amen.